nat, tot die eer van sy naam. Het gaan nie in Psalm 23 eerstens oor die skape nie, maar oor die herder. Die skape is daar ter wille van die herder. Hy koop hulle, hy besit hulle, hulle is syne. Hulle lewe om vir hom tot voordeel te wees. Hulle lewer vir hom wol en melk en vleis. Waarom versorg hy hulle? Waarom bring hy hulle na groen weivelde en lei hy hulle na waters waar rus is? Waarom verkoop hy hulle? Waarom beskerm hy hulle in die valleie van donker skaduwees? Op die oog af is dit om hulle te red en te versorg, maar dis tog nie die einddoel nie. Hy doen dit alles om die fundamentele rede om sy naam ontwil. Dit word in vers 3 eksplisiet genoem. Sy eer is ter sprake. Dit is sy skape wat sy merk dra. Ander kyk na die herder se skape en beoordeel die herder op grond van die toestand van die skape. Sy goeie naam is gedrang. Vir die Here gaan dit oor sy eer. Hy is immers die goeie herder. Vir die eerbiedwaardige en onvergelykbare God is sy eer so belangrik dat hy een van 10 gebooie, die 3de gebod, en een van 6 bedes, die eerste bede, daaraan afsonder. Hy stel dit eksplisiet in Esegiel 36 vers 22 tot 25. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dis nie ter wille van julle dat ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk onder die ander nasies waar dit in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek doen met julle voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Dit is vir hom so belangrik dat hy sy enigste seun na die wêreld stuur sodat sy naam in ere herstel kan word, nie net in die hemel nie, maar ook op aarde. Dit word duidelik dat alles op 'n dag afstuur wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot die eer van sy naam. Vir ons as mense, as skape van sy kudde, bly dit moeilik om te aanvaar dat dit nie oor ons gaan nie. Die lewe draai ons meestal maar oor onsself en ons soek 'n herder wat ter wille van ons daar is. Die goeie nuus is dat die dinge nie noodwendig in stryd met mekaar staan nie. Om die Here te soek beteken dat ek deur die Here versorg word. Wie sy eer soek, lewe immers in sy versorgende teenwoordigheid. Hy wil immers hê die skape van sy kudde moet goed versorg wees. Alles wat ons tot dusver gesê, dat die Here ons as afhanklike skape by die naam ken, vir ons alles gee wat ons nodig het, groen weivelde en waters waar rus is, dat hy ons verkoop. Dit alles is tot my voordeel, sodat ek tot sy eer kan lewe. Wie in die liefdevolle teenwoordigheid van die goeie herder lewe, sal nie anders wil as om die herder se naam te eer nie. Wanneer my naam aan die naam van die herder gekoppel word, sal ek sy naam wil eer. Daarom vind ek al hoe meer hierdie begeerte in my, dat die Here my moet verander, sodat ek tot sy eer sal leef. Daarom vind ek al hoe meer in my, dat ek saam met Daniël wil bid, Daniël 9 vers 17, terwille van u self, hoor tog my gebed en smeking, verskyn tog tot redding van u verwoeste heiligdom. Luister tog my God, hoor ons tog, sien tog ons verlatenheid raak, en die van die stad waaroor u naam uitgeroep is. Ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Here, hoor, vergewe, Here, gee tog ag op ons en tree tog op, terwille van u self, moenie talm nie, my God. U naam is oor u stad en u volk uitgeroep.
Daarom het ek die begeerte dat die Herder my in die spore van geregtigheid sal lei, op die regte pad, tot die eer van sy naam. Goeienaand.